Verlede week het ons by een van die mees bevrydende waarhede in die Bybel stilgestaan. Jou waarde word nie gemeet deur die wêreld se maatstaf nie, en ook nie deur sosiale media of jou selfoon nie, en ook nie deur jou eie gevoel oor jouself nie. Dit word bepaal deur die lewende God wat jou ken, wat jou geskep het en sy seun gestuur het om jou terug te koop. Deur die leë graf sê God, jy is myne. Dit is die eerste beweging van genade. Maar daar is ook 'n tweede beweging. Want as ons werklik begin glo dat God ons met sulke onbeskryflike waarde raak sien, dat hy in ons plek kom sterf het, aan ons 'n nuwe naam gee en ons nooit prys gee nie, dan verander dit mos ook onvermydelik hoe ons na die mense om ons kyk. Die oog wat deur genade vernuwe is, sien anders. Dit sien mense nie meer soos die wêreld hulle sien nie. Ons begin anders sien soos Christus hulle sien. 'n Mens kan nie werklik glo dat God jou onbeskryflik waardevol ag en dan die mense rondom jou as waardeloos sien of behandel nie. Dis 'n teenstelling wat die evangelie nie verdra nie. Vandag vra ons 'n eenvoudige maar 'n diep indringende vraag. Hoe het Jesus self die waarde van ander mense raak gesien en opgebou? En hoe wil Jesus ons kyk na ander verander, sodat ons ander kan sien soos hy hulle sien? Filippense 2 vers 3 tot 5 sê, moenie iets uit selfsug of ydelheid doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself, deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Paulus noem dit die gesindheid van Christus. Dis nie 'n beleefdheidsprogram nie. Dis nie 'n reeks sosiale vaardighede wat ons moet aanleer nie. Dis 'n radikale manier van kyk, soos Christus kyk. Hoe kyk Jesus? Christus sien die mens agter die masker. En ons gaan eers kyk na Saggeus. Lukas 19 van vers 1 af. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê, kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos. As jy vir God belangrik is jy vir my ook belangrik. Lukas 19 vertel ons van 'n man genaamd Saggeus. Saggeus is 'n hooftollenaar. Wat beteken hy is nie net 'n tollenaar nie, hy lei 'n stelsel van tollenaarskap in Jerigo. Hy is ryk, hy is deur die Romeine aangestel. Hy het sy mede-Jode uitgebuit, hulle meer belasting laat betaal as wat hulle moes, natuurlik vir sy eie sak. Sien wat vandag in die regering gebeur is glad nie iets niets nie. Saggeus het homself verryk ten koste van sy eie mense. In die oë van die gemeenskap is hy die duidelikste voorbeeld van iemand sonder waarde. Hy's 'n verraaier, 'n sondaar, 'n buitestander. Iemand wat al sy eie mense hoop, sal homself een of ander tyd vasloop. Die wiel sal draai. Saggeus was 'n ryk, magtige man wat in 'n boom klim om Jesus te probeer sien. Hy verneder homself letterlik. Hy gee nie om oor sy waardigheid nie. Hy's desperaat om te sien. Maar die groot vraag is, hoekom? Hy het van Jesus gehoor en in 'n man se hart wat alles het, behalwe vrede en aanvaarding,
Geld, mag, status, maar die lewe sonder aanvaarding van sy mense, sonder vriende wat hom werklik ken, het iets begin roer. Dalk is die rabbi anders. Dalk is daar genade vir selfs 'n man soos ek. Hy klim in die boom, en toe Jesus by die boom verbykom, gebeur iets ongeloofliks. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim, en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Let op wat Jesus doen. Hy kyk op, tussen 'n klomp mense, wat almal vir Saggeus doelbewus ignoreer, en selfs verag en haat, kyk Jesus op. Hy sien hom raak, en hy noem hom op sy naam. Saggeus, nie tollenaar nie, nie sondaar nie, nie verraaier nie, die man het 'n naam en Christus ken dit. Dan doen Jesus iets wat die skare skok. Hy nooi homself na Saggeus se huis toe. Om by iemand te eet in die kultuur van die eerste eeu beteken, ek aanvaar jou. Ek erken jou menswaardigheid. Ek kies jou geselskap bo andersin. En die skare, hulle sê, het jy het gehoor? Het jy het gesien? Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Die gemeenskap het Saggeus se sondenaam gebruik. Hulle het hom reeds veroordeel, en hulle sal hom nie eers op sy naam noem nie. Hy is sondig en waardeloos. Jesus gebruik sy regte naam. En in die ontmoeting gebeur iets. Saggeus verander, nie omdat Jesus met hom geraas het nie, nie omdat Jesus hom op sy plek gesit het en veroordeel het nie, nie omdat Jesus 'n preek gehou het oor sy belastingpraktyke nie, maar omdat Jesus vir Saggeus raak gesien het, werklik gesien het. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê, kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit viervoudig terug. Jesus het vir hom gesê, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Want hy is ook 'n seun van Abraham. Jesus kyk na Saggeus en sien sy ware identiteit, nie sy sonde-identiteit nie, maar sy verbondsidentiteit. Hy behoort aan die volk van God. Hy's een van ons. Ek kyk na jou, soos God na jou kyk. Vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos. En Saggeus gee terug, spontaan, oorvloedig. Hy hoef dit nie te doen om gered te word nie. Hy doen dit omdat hy gered is. Wanneer iemand gesien word, regtig raak gesien word, verander so 'n mens. Die les? Christus sien die mens agter die masker, agter die reputasie, agter die sonde. Hy ken jou naam, en hy sien jou. Hy nooi homself in. Christus sien ook die onsienbare mense raak, die Samaritaanse vrou. As Saggeus die man is wat die gemeenskap verag het, wat hulle gehaat het, dan is die vrou by Sigar se put die persoon wat die gemeenskap vergeet het. Johannes 4 vertel ons dat Jesus deur Samaria moes reis, 'n gebied wat eerbare Jode gewoonlik vermy het. Jode en Samaritane het mekaar gehaat met 'n diep historiese en godsdienstige vyandigheid. 'n Goeie Jood sou hierdie area vermy en sou beslis nie met een van hierdie vroue praat in die openbaar nie. Maar Jesus sit by die put waar mense kom water skep het. En die vrou kom water skep alleen in die middagson, terwyl ander vroue in die koeloggend kom water haal, want sy is sosiaal uitgesluit, selfs binne haar eie gemeenskap. Johannes 4 van vers 7 af. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep, en Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie. Jesus het haar geantwoord, as jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Jesus ignoreer
mensgemaakte grense. Terwyl sy praat oor die put en die emmers en die praktiese van waterskep, praat Jesus oor haar siel. Hy praat nie oppervlakkig met haar nie, maar hy maak dit ook duidelik dat hy haar nie veroordeel nie. Hy bied haar iets aan, lewende water, en dan in vers 16 sê hy iets wat haar onkant vang. Hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy sê tereg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Hy weet alles, en sy verwag nou dat hy haar sal oordeel, veroordeel. Maar hy doen dit nie. Hy noem dit net, oop en eerlik, sonder om haar te verneder. Hy ontmoet haar in haar werklikheid, nie om haar te verpletter nie, maar om haar te bevry. Die vrou het 'n lewe gelei van soeke na waarde in verhoudings, 5 huwelike, en nou 'n man wat nie eers wil trou nie. Jesus sê nie, jy is nou die laagste van die laagste en waardelose nie. Hy sê, ek sien jou raak, ek ken jou, en ek is die een wat jou dors kan les. Ek is die een wat jou waarde kan gee. Die gesprek eindig so. Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe? Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Sy het haar waterkruik gelos, dink mooi hieroor na. Sy het gekom om water te kom haal, sy moes ver loop, swaar dra, water spaar en dit by haar huis kry, water is lewe. En tog los sy haar water net daar, want sy het iets gevind wat baie belangriker is. En sy, hierdie vrou, van wie niemand sou verwag het om dit geloofsgetuie te wees nie, gaan terug stad toe en bring die hele gemeenskap na Jesus. Die een wat uitgesluit was, word die boodskapper. Die een sonder stem, kry die grootste stem. Die les, Christus sien die onsienbare mense raak. Christus gee aan die mense wat ons nie eers raak sien nie, waarde. Christus sien oor kulturele mure, sosiale grense, persoonlike geskiedenisse. Hy gaan doelbewus na die plek waar niemand anders gaan nie. En hy hanteer daardie persoon as iemand met 'n toekoms, nie net 'n verlede nie. En deurdat hy haar raak sien, word sy getuie van Jesus. Christus sien die blinde man, Bartimeus. Markus 10 is 'n kontrasverhaal. Die disippels is besig met 'n magstryd. Wie van ons gaan die grootste en die belangrikste in Jesus se koninkryk wees? En toe skree Bartimeus. En Jesus stop en sien hom raak. Markus 10 van vers 46 af. Hulle het in Jerigo aangekom, en toe hy met sy disippels en 'n groot skare uit Jerigo vertrek, het 'n blinde bedelaar, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad gesit. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, begin hy uitroep, seun van Dawid, Jesus, ontferm u oor my. Baie mense het hom berispend aangesê om stil te bly, maar hy het net al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm u oor my. Bartimeus skree. Jesus stop. Die massa wil hom stil maak. Jesus roep hom. Let op die kontras, en dis die punt. Jesus is op pad na Jerusalem, sy laaste reis. Die kruis wag vir hom. Die skare is groot en beer vorentoe. Die disippels het pas met hom geargumenteer oor wie die grootste sal wees in sy koninkryk. Almal is besig, almal beweeg, almal het agenda. En langs die pad sit 'n blinde man. Die skare sê, bly stil. Jy's nie belangrik genoeg nie. Die rabbi het groter sake om homself mee besig te hou. Jy pas nie hierin nie. Dis die stem van 'n wêreld wat mense weeg volgens hulle bruikbaarheid. Bartimeus is blind, 'n bedelaar, 'n man sonder status, sonder produksiewaarde. En die skare bevestig dit vir hom. Bly stil. Maar Bartimeus skree harder. En Jesus op pad na die kruis, met die donkerste week van die menslike geskiedenis voor hom, gaan staan en luister. Markus 10 van vers 49 af. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou.
Hy gooi toe sy boekleed af, spring op en kom na Jesus toe. Jesus vra hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Die blinde man antwoord hom, Rabboni, dat ek kan sien. Jesus sê toe vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien, en hy het hom op sy pad gevolg. Dit was 'n vraag wat alles verander het. Jesus vra 'n vraag wat eintlik nie nodig was nie. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? 'n Blinde bedelaar langs die pad. Dis redelik duidelik wat hy nodig het, maar Jesus vra. Die vraag self gee aan Bartimeus waarde. Jesus gee aan Bartimeus 'n stem. Hy gee vir Bartimeus 'n kans om te sê wat in sy hart belangrik is, om dit hard te sê, om sy nood eerlik en direk aan die seun van Dawid te rig. Jesus behandel hom as 'n persoon met 'n wil, 'n stem, 'n saak, nie as 'n passiewe ontvanger van liefdadigheid nie. Jou geloof het jou gered. Nie net jou liggaam nie, jou lewe. Bartimeus se naam, sy geloof, sy stem, dit alles word deur Jesus herken en bevestig. En hy staan op, en hy volg Jesus op die pad. Die bedelaar word 'n disipel. Die les, Christus gee selfs aan mense wat die massa wil stil maak. Hy gee aan hulle 'n stem. Hoe sien Christus? En hoe wil Christus hê dat ons moet sien? Ons het na 3 verhale gekyk en tog net een patroon gesien. Saggeus, die man wat gehaat is, die vrou by die put, wat deur niemand raak gesien is nie, en Bartimeus, gesien, maar nie gehoor nie. En in elke geval sien Jesus raak wat niemand anders sien nie. En in elke geval behandel hy die persoon as iemand met 'n naam, 'n stem, 'n toekoms. En in elke geval verander die persoon omdat Jesus hulle werklik raak sien. Om iemand raak te sien, regtig raak te sien, gee aan hulle waarde en tel hulle op. Elke mens wat werklik deur die evangelie verander is, begin om ook ander mense raak te sien deur ander oë. Sien mense raak. Jesus sien vir Saggeus tussen 'n klomp mense. Hy kyk op. Ons moet mense raak sien wat deur ander mense misgekyk word. Dit maak nie saak of hulle dit verdien of nie. Hoor mense se stem. Jesus hoor Bartimeus se geroep. Jesus gee sy tyd, werklike teenwoordigheid, werklike aandag. Die grootste geskenk wat ons aan iemand kan gee, is om onverdeelde aandag aan hulle te gee. Dit sê, jy is die moeite werd dat ek by jou stop. Kyk verby mense se verlede. Jesus beoordeel die vrou by die put nie as 'n opsomming van haar 5 huwelike nie. Hy kyk verby haar verlede en gee aan haar 'n toekoms. Jesus aanvaar elkeen van hulle, en so ook vir jou. As jy dan vir God belangrik is jy vir my ook belangrik. Ons sien mekaar as medebeelddraers van God, nie as 'n projek om te verander nie as 'n probleem om op te los nie, maar as 'n mens met God gegewe waarde wat wag om raak gesien te word. En vertrou dat die Heilige Gees wat Saggeus se hart in een ete verander het, alle mense kan verander omdat hulle werklik raak gesien word. God sien jou. Jy is vir God belangrik en waardevol. As jy vir God belangrik is, dan is jy ook vir my belangrik. Amen. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in ewigheid, omdat jy vir hom waardevol is. En as jy vir God waardevol is jy ook vir my waardevol. Amen.